Goeiedag. Vandag kyk ons na die belangrike rol wat twee-rigting radio speel in noodsituasies. Nooddienste, polisiebeamptes, weermagte, ambulansdienste, brandweer en buurtwagte maak daagliks staat op radio's om lewens te red. Hierdie inroepe word deur ons kommunikasiehoofde gedoen na die lede in die dorpe deur middel van IHF of VHF handradio's, mobiele eenhede en basisradio's. Ons beplanning gaan juis daarvan uit dat selfoonnetwerke nie gaan werk nie. Ons kan ook deur middel van die digitale HF radionetwerk posisies en foto's stuur. Die moontlikheid om 'n ontruimingsboodskap deur die HF digitale radionetwerk vanaf die Suidlander hoofkantoor na die provinsiale en dan dorpskommunikasiehoofde te stuur, wat dit weer op hulle beurt deur IHF en VHF radio's aan ons lede kan deurgee, is baie groot. Ons beplanning gaan juis daarvan uit dat selfoonnetwerke nie gaan werk nie. Ons kan ook deur middel van die digitale HF radionetwerk posisies en foto's stuur. Tydens ontruiming of vlug gaan dieselfde VHF en IHF radio's wat nou in die dorpe gebruik word, ook gebruik word vir konvoie. Hulle gaan dan weer in kontak wees met die dorpskommunikasiehoof wat op HF radio's in verbinding sal wees met die Suidlander hoofkantoor. Hoofkantoor sal dan dadelik kennis hê van getalle lede en alle voorvalle. Vanaf die HF kan lede dan gewaarsku word van voorvalle en insidente en oor watter roetes vermy moet word en watter roetes gevolg moet word. In 'n noodgeval tel elke sekonde. Radiokommunikasie maak onmiddellike koördinering moontlik wat lewens kan red. Tydens ontruiming of vlug en daarna sal alle inligting vanaf ander departemente soos ontvangs, VBS, logistiek en soek deur middel van die digitale HF radio's na die Suidlander hoofkantoor gestuur word, waar dit ook op rekenaar se harde skywe gestoor word. Die Suidlander se departement kommunikasie maak ook voorsiening vir alternatiewe metodes van kommunikasie vir wanneer alle stelsels platval, soos wat ons al in ander lande gesien het. Die vermoë om betroubare kommunikasie te kan bewerkstellig wanneer netwerke ineenstort, kan die verskil beteken tussen 'n ramp wat oorleef word of nie. Lede van die departement kommunikasie is almal gelisensieerde radioamateurs. Wanneer die normale metodes van kommunikasie, soos selfoonnetwerke, internet en sosiale media sou platval, kan dit krities wees vir beplanning, besluitneming en oorlewing. Om inligting met ander lede buite ons eie gebied te deel, deur middel van ons georganiseerde en vooraf getoetste kommunikasienetwerke oor die hele land, en om inligting aan ander departemente oor te dra, is 'n fundamentele deel van hoekom departement kommunikasie deel is van die Suidlander plan. Die departement kommunikasie het ook die vermoë om daagliks aan oefeninge deel te neem deur middel van digitale HF kommunikasie en om voorvalle en insidente reg oor die land en selfs wêreldwyd oor te dra na die nodige rolspelers. Deur daaglikse toetse kan ons ook bepaal met watter lede ons kommunikasie op watter spesifieke tye en bande werk en deur watter stasies ons boodskappe herlei. Hierdie kommunikasiemetodes en stelsels maak dit moontlik vir ons lede om vinnig, betroubaar en effektief met mekaar te kommunikeer, selfs sonder selfoonnetwerke of internet, selfs in ver afgeleë gebiede. Ten slotte kan ek net noem dat twee-rigting radiokommunikasie 'n noodsaaklike hulpmiddel in ons Suidlander noodplan is. Kom ons waardeer hierdie tegnologie nie as vanselfsprekend nie, maar erken die belangrike rol wat dit speel in die beskerming en ontwikkeling van ons lede. Maar ons onthou ook dat geen plan, geen stelsel en geen tegnologie uiteindelik ons ware sekuriteit kan wees nie. Ons vertroue lê nie in toerusting of in ons eie vermoëns nie, maar in die Hemelse Vader wat oor alles waak. Daarom onthou ons die woorde van Psalm 127 vers 1. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagter. Hierdie woorde herinner ons daaraan dat ons wel verantwoordelik moet voorberei en ons pligte moet nakom, maar dat ons uiteindelike veiligheid in God se hande lê. Hy is die een wat beskerm, wat lei en wat ons wysheid gee in tye van onsekerheid. Daarom plaas ons uiteindelik ons vertroue in die Vader wat ons beskerm en lei.